Hoekom lyk dit asof die Christendom so kwyn? In Europa lyk dit asof dit heeltemal verdwyn. In Suid-Afrika loop kerke dood. Daar is jaarliks 'n hele klomp kerke wat toemaak. Hoe kan so 'n sterk boodskap sy effek verloor en slegs as 'n tradisie uitsterf? Kerke loop leeg. Hoe is dit moontlik? Daar is tog eredienste gehou. Die woord van God is verkondig en die Here is geloof en aanbid. Wat het verkeerd begin loop? Een van die probleme was dat die kerk al meer gesien is as 'n samekoms van enersdenkende mense en nie 'n ontmoeting met God nie. 'n Volgende probleem is dat kerke al meer gesien is as 'n plek waar mense geestelik gevoed en versorg word, in plaas van dat die kerk 'n lewende liggaam van Christus is, waar almal 'n verantwoordelikheid het om hulle geloof uit te leef. Getalle het belangriker geword as 'n lewende, aktiewe geloof. Kerk het verval in dit wat dominees en kerkrade doen vir die gemeente, in plaas van 'n gemeenskap van gelowiges wat deur hulle gawes en geloof die wêreld gaan bearbei. Mense is gered en sit nou gemaklik agteroor en wag vir die wederkoms, sodat hulle gehaal kan word uit hierdie vieslike slegte wêreld. Vergeet is Jesus se woorde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy's gered om 'n verskil in die wêreld te maak. Die wêreld wat God lief het, die wêreld vir wie Jesus gesterf het. Jou godsdiens kan nie net geloof vir jouself en jou eie behoeftes wees nie. Jou geloof kan nie opgebou wees uit jou sondagbelewenis en uit dit wat die kerkraad se pligte is nie. Luister mooi wat Jakobus 2 vers 26 sê, want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Godsdiens het nie meer 'n impak in gewone mense se lewens nie, want Christene hou dit net vir hulle self. Christene verwag dat ander Christene die verantwoordelikheid het om mense tot God te roep. Wat al minder en minder gebeur, is dat alle gelowiges getuig en daarom word al minder nuwe bekeerlinge gemaak. Gelowiges het opgehou om hulle godsdiens buite die erediens uit te leef en te getuig van 'n lewende verhouding wat hulle met God het. 'n Preek verander nie die wêreld nie. Kerkrade red nie mense nie. 'n Christelike getuienis verander die wêreld. Jou woorde moet by jou dade pas. Jy kan nie 'n uitgesproke Christen wees terwyl jy nie met jou buurman wil praat nie. Dis onmoontlik. 1 Johannes 4 vers 19 en 20 sê, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. As jy beweer dat jy 'n Christen is, as jy beweer dat jy weergebore is, dan is jy die Bybel wat mense lees. Nie wat jy sê nie, maar wat mense in jou lewe sien en uit jou mond hoor. Jou woorde en jou dade. Met ander woorde, jou getuienis is mos God se instrument om die mense van hierdie sondige wêreld te beïnvloed en hulle oë en harte oop te maak vir die Here se liefde in sy koninkryk. Ware getuienisse van ware Christene in hulle lewe en in hulle woorde sal mense buite die kerk bereik, sal enige kerk laat groei. Nie preke nie, maar lewens wat preek uit opregtheid en nie uit selfgemaakte volmaaktheid nie. Maar as die gelowiges, gewone mense, dit nie meer doen nie, as ons as gelowiges ophou om ons lig te laat skyn in die donker wêreld, dan hoor die mense wat afgedwaal het of nog nie die Here ontmoet het nie meer die woord nie. En dan bly daardie kerk net so lank lewe soos wat dit neem vir daardie gelowige geslag mense om oud te word en uit te sterf. Die verskynsel van gelowiges wat nie getuig en sout vir die wêreld is nie, hang baie nou saam met die manier waarop mense die evangelie boodskap verstaan. Paulus gee vir ons raad oor hoe ons moet getuig.
1 Korintiërs 9 vers 22 tot 23 sê hy, vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek daarin mag deel. Die verkeerde verstaan van die evangelie is dat mense die boodskap van verlossing aanneem, maar dit aanvaar as 'n privaat aangeleentheid tussen hulle en die Here. Dan reken hulle dat daar geen verpligting bestaan om die boodskap verder uit te dra nie. Jy word so, maar net 'n skapie in die kudde en moet tot die dag van jou slagting gevoer, beskerm en versorg word. En tog is die Here die herder en loop sy kudde agter sy stem aan. Hulle is waar die herder is. Hulle volg die herder. Sommige mense dink dat hulle die boodskap van die kruis kan glo en dan die keuse het of hulle wel gaan deel wees van die verdere verspreiding daarvan of nie. Die weg van verlossing en 'n heilige lewe is bekering en dan versorging deur ander. Romeine 12 vers 1 en 2 sê anders. Op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Wanneer jy deur God se genade vrygekoop is, dan het jy daarmee saam ook die plig om te getuig met jou woorde en jou dade. 1 Korintiërs 9 vers 16, daar is immers 'n verpligting op my, en wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Die evangelie vertel nie net vir jou hoe om ontslae te raak van jou sondes nie. Die evangelie vertel nie net vir jou wat die Here nou vir jou as sy kind gaan gee nie. Die evangelie gaan ook verder. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, stel dit so duidelik. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is en dat ek daardeur die dood en die hel verdien. Maar ek moet ook weet hoe ek daarvan verlos kan word, met ander woorde, deur my geloof in Jesus Christus. En dit is waar ons soms stop. Ons is mos nou gered. Maar daar is ook 'n derde punt en dit is hoe ek nou in dankbaarheid moet lewe, deur gehoorsaamheid, getuienis en volharding. Ek sê so baie maal, ek doen al hierdie dinge nie om daardeur gered te word nie, maar omdat ek gered is. Sien mense in jou 'n lewe van 'n verloste mens? Ek is gehoorsaam, want ek is gered. Ek volhard, want ek is gered. Ek getuig, want ek is gered. Ek is deel van die liggaam van Christus, want ek is gered. Ek deel my gawes en my talente, want ek is gered. Ek gee aan God wat aan God toekom, want ek is gered. Daar is so baie gelykenisse van Jesus wat reguit sê dat die Here nie in leefwoorde belangstel, of in bekerings sonder werke, of in geloof sonder naaste liefde nie. Een van daardie stories was mos die ou wat sy talente gaan wegsteek het, gaan begrawe het. Is dit jy? Jakobus sê dat die geloof wat nie prakties word nie, dood is. En Jesus sê self, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En Jesus sê ook self verder in Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is kan verheerlik. Laat julle lig so skyn. Ware geloof is nie 'n saak wat net tussen my en God is nie. Die ware geloof is nie 'n kwessie van ek in my klein hoekie en jy en joune nie. Die evangelie boodskap is die krag van God wat my laat glo dat hy my uit genade gered het sodat ek diensbaar vir hom kan wees.
Die evangelieboodskap praat van God wat Here is oor die hele aarde, dat hy alle mense wil red, dat hy mense red en aan hulle geloof gee, juis om te gaan getuig. Die Christelike geloof is oor die wêreld versprei deur Christene wat juis oor die wêreld gaan bly het en daarna is kerke gebou, waar hierdie Christene dan saam die Here kon loof en aanbid en prys. Die opdrag en verantwoordelikheid is nooit aan daardie kerke oorgedra nie. In elk geval, die kerk is juis die gelowiges saam. Luister baie mooi wat 1 Petrus 2 vers 9 sê. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle. Dit is volgens Petrus die rede hoekom die Here ons kies. Hy het ons gekies om te gaan verkondig. Dit is hoekom die Here die volk Israel gekies het, hoekom hy vir Paulus gekies het en hoekom hy jou gekies het. Nie om hyperheilig en selfvoldaan ons eie verlossing te besing en van ander te verwag dat hulle die wêreld na God bring nie. God roep jou. En ons begin ons gehoorsaamheid aan God deur om soos Jesus onsself te gee, sodat ander mense deur ons woorde en voorbeeld ook deel van God se koninkryk kan word. Dit is hoe ons Paulus se woorde in 1 Korintiërs 9 vers 23 moet verstaan wanneer hy sê, dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel. Paulus het die verlossingsboodskap van God ontvang en dit gaan vertel vir ander mense. Sy geloof in die Here saam met sy getuienis bewys dat hy 'n gelowige is. Dit beteken dat daar nie so iets soos geloof in die Here is sonder dat jy daaroor gaan getuig deur jou lewe en woorde nie. Ek herhaal wat sê Jakobus 2 vers 26, want net soos die liggaam sonder asem dood is, soos die geloof sonder dade dood. Natuurlik verdien jy nie jou plek in die hemel met jou lewe wat getuig nie, maar dit is die bewys dat jy gered is. Dis tog die vrugte wat jy as verloste dra. Dit is God se genade wat jou red. Maar die genade van God is nie iets wat net in jou kop of in 'n dooie geloof leef nie. God se genade verander 'n mens totaal. Dit maak jou lief vir God en bereidwillig om God se liefde uit te leef. Dit dring jou en stuur jou en is uiteindelik die toets of daardie geloof van jou ware geloof is of nie. Die Here het mense gered en hulle getrou en gehoorsaam gemaak om sy boodskap te versprei. En deur eeue, geslagte en oor kontinente het mense se getuienis en so ook God se woord uiteindelik by ons gekom en dit het ons geroep om in hom te glo. As ons dit waarlik glo, dan sal dit ook deur ons na ander mense versprei, want dit is hoe God se plan werk. Maar as daardie boodskap by jou vassteek en nie deur jou verder gaan nie, dan wonder ek of dit ooit werklik deel van jou lewe geword het. Dit gaan nie oor jou behoefte of begeerte dat mense die Here moet ontmoet nie, maar eerder, wat doen jy daarmee? Jy is gekies om te getuig met jou woorde en jou lewe, maar omdat jy nie skyn nie, maak dit jou geloof leweloos. Die Here roep elke Christen om sy boodskap te gaan verkondig. Hy doen dit nou. Hy red ons deur ons sonde te vergewe en hierdie kragtige boodskap aan ons te gee om te gaan vertel. Wat moet ons vir mense gaan sê? Volgens 2 Korintiërs 5 vers 20 moet ons gaan sê, ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Dis ons werk. Dis jou werk. Dis elke Christen se werk. Die mense wie se lewens deur God verander is, omgekeer is, getuig met hierdie woorde en dade. Ons kan nie anders nie. God het ons vrygemaak en die Heilige Gees praat deur ons. Is jy gered? Ja. Is jy verlos? Ja. Getuig jou lewe daarvan? Vertel jy daarvan? Nee. Ons is gesande, gestuurdes. Begin vertel.
Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Dis jou taak. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.